Reunie, 'n korter, volledige Clarissa Clairvoyant vertelling uit haar verlede. Ron Schnettler is tot die dood toe moeg, wanneer hy om en by 2:15 die oggend stadig gery en daarna sy groot motorfiets langs die Wattlebos tussen Pretoria en Witbank tot stilstand bring. Hy wil beslis vir 'n paar minute rus voordat hy tot in Witbank ry. Behalwe dat hy bystit is, het hy nie die hart om Elsabie so vroeg uit die vere te jaag nie. Sy sal dit miskien nog waardeer, maar haar pa sal hom aan die strot gryp. Huis toe wil hy ook nie dadelik nie. Sy eie pa en maat onlangs afgetree. Hulle slaap deesdae blykbaar totdat die henne hulle daaglikse eiers al kekkelend aankondig. Eintlik weet almal dat Ronnie op pad is. Hy het spesiaal die lang pad aangedurf om môre aan sy meisie Elsabie na die matriekafskeid te vergesel. Hy is 'n man wat sy woord hou. Sy ouers wou hom help met 'n vliegtuigkaartjie. Natuurlik sou hulle hom met graagte op die lughawe in Kempton Park gaan haal het. Maar vlieg kos geld en die ry daarna toe om hom te kry ook geld. En hy is buitendien 'n bietjie bang vir vliegtuie val, jy weet, die dat hy verkies om met die motorfiets te ry. Ronnie kan nie wag om Elsabie weer te sien nie. Die 6 maande weg van haar het hom net sekerder gemaak dat sy die vrou is met wie hy eendag die res van sy lewe wil spandeer. Ron se enigste stop voor nou was in Bloemfontein, waar hy hamburger en coke gekoop het. Hy het 'n draai geloop, bene gerek en teruggeklim op die motorfiets. Na môre aand se matriekafskeidsfunksie het hy darm 2 weke verlof ook, voordat hy weer in Kaapstad hoef te wees. Maar aan sy terugreis wil hy nie nou al dink nie. Hy dink aan die bloedrooi roos wat hy uit Tant Lulu se tuin wil steel, voordat hy na Elsabie hulle se huis toe gaan. Tant Lulu het die mooiste rose in Witbank en haar rooi roos Papa Meiland ruik nog soos wat 'n roos moet ruik. Tant Lulu het hom al tevore in haar tuin betrap. Sy het eers 'n kwaai gesiggie gemaak, maar later gesê, Ron, kom pluk enige tyd 'n roos, maar net een op 'n slag en moenie my beddings vertrap nie. Ronnie soek 'n sagte graskolletjie langs sy fiets, waar hy vir 'n paar minute kan lê om uit te rus. Net rus, want as hy sy oë vir langer as 10 sekondes toemaak en afskakel, slaap hy dalk totdat die dag breek, en kom hy nie weer op nie, want dit sal saligheid wees. Sy leerbaadjie en langbroek is dik genoeg om hom teen die September koeligheid en stekelrige gras te beskerm. Maar niks kan hom beskerm teen die International Trok, waar die pad byster raak en eers met sy fiets bots en daarna sy liggaam met ongeveer 9 van die 18 wiele in die grond in ploeg nie. Later daardie oggend word 'n jong meisie wakker. Teen haar kasdeur hang 'n pragtige matriekafskeidrok. Haar hart klop warm in haar borskas by die gedagte dat sy vanaand aan die arm van Ron Schnettler by die geleentheid gaan opdaag. Sy kan nie aan een meisie dink wat nie so bietjie afgunstig is op haar nie. Ron is die mooiste jong man op aarde. 6:30 is daar 'n klop aan die voordeur en sy vlieg vervaard uit die bed om haar gesig te gaan was. Sy dink, Ron is vroeg, hy mag haar nie so sien nie. Maar dit is nie hy wat by die voordeur wag nie. Dit is die dominee en lede van die plaaslike polisiediens. Dit neem Clarissa 'n hele paar sekondes om tot verhaal te kom. Vir soveel jare al droom sy grafies van die ongeluk waarin Ron Schnettler gesterf het. Dit is elke keer so ontstemmend as die dag waarop hulle die nuus ontvang het. So erg dat sy Elsabie se pyn in haar eie hart kan voel.
Elsabie was nie die volgende aand by die matriekafskeid nie. So byna was daar nie meer 'n afskeidsfunksie nie, want die hele dorp was in rou. Maar Ron was daar. Hy het woord gehou. Clarissa kon hom duidelik sien toe hy die saal binne gestap het. Hy het nog sy leerbaadjie en broek aangehad. Sy valhelm het hy in die een hand gehou en 'n roos in die ander hand. Hy het die meisies een vir een deurgekyk totdat hy doodseker was dat Elsabie nie tussen hulle was nie. Die oggend na die matriekafskeid het Elsabie se pa 'n rooi roos by hulle voordeur ontdek. Almal was 'n week later by Ron Schnettler se begrafnis. Tant Lulu het 'n rooi roos in Elsabie se hand gesit, wat die jong meisie op die kus neergesit het, net voor dit in die rooi grond weggesak het. Wanneer sy uit so 'n diep slaap gewek word, is Clarissa nie eens lus om uit die bed op te staan nie. Na 'n droom soos hierdie, wens sy om aan 'n verskoning te dink, om nie hulle hele matriekgroep se 10 jaar reunie vanaand by te woon nie. As dit nie was dat haar beste vriendin Elmien en haar gesin alreeds gistermiddag van Hoedspruit af hier by hulle was nie, het sy 'n flou verskoning uitgedink om weg te bly. Stan en Clarissa Fourie woon in hierdie stadium nog in Witbank, terwyl Anton en Elmien en hulle gesin na die jaar se ouerplaas in Hoedspruit verhuis het. Die manne is steeds in die SAPD. Die Fouries se dogter Riet is 10 jaar oud en Riek is 8. Die tweeling Marcus en Antoinette de Jaar is 7 jaar oud. Ek het van Ron se ongeluk gedroom, verduidelik Clarissa vir Elmien, terwyl hulle twee staan en ontbyt maak. Elmien stap na die foto van die matriekklas, wat Clarissa teen die yskas opgeplak het. Skaars 10 jaar na matriek en 5 van ons mense het reeds aanbeweeg. Sy streel met haar vingers oor die papier en mymer. Leon, kanker, 2 jaar na matriek. Betty, motorongeluk op pad terug van die see af 4 jaar later. Peter, malaria. Sonet, longontsteking. En Elsabie, depressie. Hulle sê sy kon nooit Ron se dood verwerk nie. Daar was ook nooit weer 'n man in haar lewe nie. Sy was ongetroud in die stadium toe sy oorlede is. Clarissa se ma en pa daag om en by 5 uur op. Hulle gaan kleintjies oppas, terwyl hulle ouers by die skool se reunie is. Maar hulle het nog nie gery nie, toe tant Lulu stomend van ontsteltenis aangehardloop kom. Wat mekeer, jy kan nie so hardloop nie, jou hart sal ingee, raas Clarissa se pa. Hy is 'n dokter op die dorp. Hy ken feitelik elkeen se mediese geskiedenis en kondisie. As hy praat, moet jy luister, jy weet. Maar tant Lulu is te ontsteld om tot stilstand te kom. Sy soek na Clarissa. Hy was daar, roep sy so hard uit, dat die kinders in die sitkamer met groot geskokte oë uitstorm om na haar te kom kyk. Hoekom is die tannie so kwaad? Ron, raai Clarissa. Sy weet sy raai reg. Hy was in jou roostuin, nie waar nie, tant Lulu? Ja, my kind, ewe versigtig, 'n rooi roos gesteel en toe het hy laat spaander. Skade gemaak, wil dokter Marie weet. Hy ken soveel mense en sien soveel pasiënte. Vandag assosieer hy nie die naam Ron met iemand wat 10 jaar gelede gruisam dood is nie. Nee, wat, hy het nie eens 'n spoor getrap nie, verklaar tant Lulu. Haar mond klap toe. Nie 'n woord verder vir die kinders nie, sien sy waarskynlik op Clarissa se gesig. Anders gaan haar ouers met kleintjies sit wat nie wil gaan slaap nie. In plaas van 'n vrolike weersiens, is die reunie vir Clarissa 'n somber geleentheid. In die portaal het iemand dit goed gedink om geraamde foto's van elk van die oorledenes uit te staal. Terwyl die hoofseun van hulle matriekjaar sy toespraak maak, sien Clarissa 'n beweging in die portaal. Sy skuif haar stoel agteruit en stap saggies daarna toe. Dit is Ron, sien sy, met 'n bloedrooi roos in sy hand.
Hy staan voor Elsabie se foto en sit die roos voor haar neer. Dan hou hy sy hand uit en van iewers af kom die jong vrou met die mooiste glimlag aan, in daardie matriekafskeidrok van haar. Hy hou sy arm vir haar uit en daar hak sy by hom in. Eers toe kyk hy reguit na Clarissa en sy mond vorm die woorde. Uiteindelik het ons weer by mekaar uitgekom. Dit was 'n mooi gebaar van iemand om 'n roos by Elsabie se foto neer te sit, besluit een van die ander jong vrouens, toe sy dit later die aand opmerk. Maar hoekom het ons nie daaraan gedink om vir elkeen van die oorledenes 'n ou blommetjie te bring nie? Die einde.